In die boek Rut lees ek en jy die verhaal van Naomi. Naomi, die getroude vrou met haar man, met haar 2 seuns, wat na 'n vreemde land toe gaan, want daar's droogte, en hierdie vrou verloor haar man, hy sterf, en al 2 haar seuns. Sy bly agter met die 2 skoondogters, en sy sê vir die 2 skoondogters, weet jy wat, gaan aan met julle lewe. Julle kan nou nie regtig julle lewe inkleur en inruim volgens julle skoonma se lewe nie. So gaan aan. En gelukkig het Rut die pad saam met haar skoonma gestap, maar dis nie die punt nie. Die vrou het seer gekry. Emosioneel groot seer. Emosioneel groot verlies in haar lewe. Haar man is dood, haar 2 seuns is dood. Ek dink is van die ekstreemste wat met jou kan gebeur. Sy's stikkend. Sy's gebroken, sy's hartseer, sy's kwaad. Ons kan nooit voorskryf vir mense hoe hulle moet voel in sulke omstandighede nie. So wees baie versigtig. Wees net daar. Moenie voorskryf nie. Toe gaan Naomi nou terug na haar bekende toe. En in Rut 1 vers 20 lees ons: Noem my eerder Mara, want vandat ons hier weg is tot nou toe, het dit bitter swaar met my gegaan. En ek wil jy moet hierdie 2 woorde langs mekaar hoor. Bitter swaar. Bitter swaar. So noem my Mara, bitterheid. Bitterheid. So, sy's bitter. Sy's kwaad. En dan in vers 21, dit voel vir my of selfs die Here die rug op my gedraai het. Asof die Here vir wie niks onmoontlik is nie, besluit het ek moet maar self verder regkom. Die Here het my weggestoot. Die Here het my gelos. Die Here het my verlaat. Die Here sê vir my, ag weet jy wat, jy's nou op jou eie. Jy's nou op jou eie. Die Here het my gedrop. Voel ek en jy die baie keer ook maar so, wanneer die lewe klappe uitdeel, wanneer hierdie wêreld wat getref is deur 'n sondeval, hierdie stikkende gebroke wêreld, voel ek en jy nie ook maar net gereeld, die Here sê, weet jy wat, gaan maar aan op jou eie, ek is nou eers bietjie weg, ek rus nou eers 'n bietjie, ek is bietjie op verlof, ek is bietjie met vakansie, gaan aan met jou lewe. Mense, dis doodgewoon nie waar nie. Naomi het nooit hierdie woorde gesê en weggedraai van God nie. Sy het hierdie woorde gesê terwyl sy God in die oë gekyk het. Sy het 'n wonderlike pad met God gestap. En natuurlik kan ons met die Here eerlik wees wanneer dit met ons sleg gaan, wanneer dit met ons swaar gaan. Ons kan vir hom sê, Here, ek is nou bitter, Here, ek is nou kwaad, Here, ek verstaan nie, Here, hoekom, Here, waarom? Ons kan dit doen. En die Here gaan op sy tyd kom, en hier is die belangrike. Dis hy wat gesond maak, dis hy wat genees. Nie net fisiese genesing nie, maar ook ons emosionele genesing. Hy is ons geneeser. Hy is die groot geneesheer in hierdie lewe, en dis presies wat hy met Naomi doen. En doen jouself 'n guns, gaan lees die laaste boek, die laaste hoofstukkie van die boek Rut. Dit is maar net 4 hoofstukkies, dit is kort. Dan sien jy met watter tevredenheid Naomi sit. Doodgewoon, omdat God self haar aangeraak het, haar genees het. Hy is nie die een wat sy rug op haar gedraai het nie. Hy sal dit nooit doen nie, hy sal dit ook nooit met jou doen nie. Hy is altyd by jou, en hy bly jou geneesheer, soos wat hy my geneesheer is. Mag jy 'n geseënde dag, wonderlike week hê.